Vriende, ek is bly dat julle hier is, bly dat die vroue vanmôre hier is. Ek het vanmôre 'n klomp kollegas wat hierso voor my sit, so ons sal die boodskap so oordra dat almal 'n gedeelte te sê het. Nie dat ons broers, die vroue kan stilhou nie, né? Hulle sal hulle deeltjie uit. So ons is bly julle is hierso en mag die Here ons saam weer seën. Juliana gaan nou vir ons 'n gedeelte voorlees en as sy klaar gelees het, gaan ons 2 lofliedere saam sing. Ons gaan opstaan, die orgel gaan begin speel en ons gaan 2 lofliedere saam sing. Maar ons gee eers vir Juliana geleentheid. Diep uit my hart, o Vader, bring ek U lof en dank. Ek kom met blydskap nader, dien U my lewe lank. U draai U oor na my, U luister na my bede. Aan U, o God van vrede, wil ek my loflied wy. Kom ons sluit die skool dat praat is met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier in die kerk kan wees. Dis wonderlik, dis heilig, dis 'n voorreg. Dankie Here dat ons U nodig het om rond die harte vir 'n priester te gaan soek nie, om vir 'n hoofpriester wat moet ingaan na 'n dien, soos ons lees in die Ou Testament nie. Maar Here, toe U Seun Jesus Christus gestuur het om vir ons te sterwe, en hy aan die kruis gesterf het, Here, het U vir ons die wonderlike genade gegee, 'n oop deur dat ons met U kan praat, enige ding. Baie, baie dankie Here, dat ons die voorreg het om geopende deur te hê, om enige tyd ons Bybel te kan lees. Here, ons weet nie vir hoe lank nie, maar dat ons elke oomblik sal aangryp. Dankie Here, met die opstanding en die uitstorting van die Heilige Gees, het U 'n geopende deur gegee, dat ons die gawes van die Gees kan kry. Dankie dat dit nie vir spesifieke mense is nie, maar dat dit vir ons almal is, dat U genade ons almal ingesluit het. Dankie vir die oop deur. Amen. Mag ek maar julle domein betree. Ek voel skoon vreemd vanmôre. Vriende, die vroue het die tema gekies van die oop deure of die deure. En dit was vir my baie interessant toe ouene begin rondkrap in die Bybel om te kyk waar staan daar nou iets oor deure, oor ou agterkom, hoeveel plekke is daar dat daar spesifiek gepraat word oor deure. En die deure beeld uit dat mense in spesifieke situasies is waar hulle moes wag of waar hulle moes seker maak oor iets, of dit was 'n toetsperiode. En toe ek sommer begin blaai in die Bybel, het sommer op die eerste bladsy van die Bybel, die eerste storie van die Bybel, was daar 'n deur. Eerste mense, Adam en Eva, né, wat in die paradys ingenooi word, en hulle geniet dit in die paradys, en hulle maak droog, as die vrou wat droog gemaak het, maar hulle maak droog, en wat gebeur? Die deur word weer toegemaak in hulle gesig, en hulle is buite die paradys. Eerste storie. Tweede een waarna ek kan dink is die storie van Noag, né? Noag wat die deur moes oopmaak namens die Here, sekere diere, mense moes hy laat inkom, en toe hulle almal in is, toe maak hy die deur toe. En die ouens wat buite is buite. Hulle kon nie juis weer inkom nie, hulle het verdrink. Die storie van 'n deur. Die mooiste storie van 'n deur was vir my van die Israeliete. Is julle Israeliete wat hierso sit? Of wat is julle? Palestynë. Maar die mooiste storie is die een natuurlik van Israeliete wat in Egipte vasgevang is, né? Wat daar is, en dan moet hulle uitkom, hulle kry swaar, die Here laat die 10 pla oor die Egiptenare kom, en dan sê die Here, go. En dan trek hulle, en die Here laat trek vir hulle ompad die woestyn in, en as hulle vasloop teen die Rietsee, dan sê die Here, kamp, wees rustig.
En hulle kamp nog so lekker, toe kyk hulle terug, toe sien hulle, die Egiptenaartjies kom. En die Here sê, hier is weer oop deur vir julle. Wat is die oop deur? Die see wat oopgaan. En die Israeliete kan daar deur gaan. Die deur was oop vir hulle, droogvoets gaan hulle deur. En toe hulle aan die ander kant is, toe sê hulle, hier kom die Egiptenaars, Here, maak toe die deur. En die Here maak die deur toe, en hulle is in die middel van die see, en hulle kom om. Stories van waar daar deure is wat God baie keer oop of toegemaak het. Ek is seker in jou lewe is daar ook verhale waar jy kan sê, die Here het vir my laat wag, of die Here het vir my laat 2 keer dink, of die Here het vir my bewaar van 'n klomp goed. Daai deure toe gelukkig nie oopgegaan nie. Ek weet nie hoe dit lyk in jou lewe nie, maar ons gaan vanmôre 'n bietjie luister na 'n paar karakters uit die Bybel uit wat ook beleef het dat hulle by 'n toedeur of 'n oop deur gekom het. Ek gee graag geleentheid aan julle. Esther, die deur van moed. God het reeds vir haar geboorte 'n plan met haar lewe gehad. 'n Joodse weeskind, 'n meisie van wie haar besondere skoonheid deur die Persiese koning gekies is om sy koningin te word. 'n Jong vrou wat deur haar dapperheid, nederigheid, geloof en moed in haar volk kon red van 'n massamoord. Wat in spite van haar skoonheid en hoë posisie raad en hulp gevra het, taktvol en respekvol, maar steeds dapper met haar man die koning gepraat het en moedig haarself as 'n Joodse meisie geïdentifiseer het. God is voortdurend agter die skerms aan die werk. Want al word God se naam nooit in die boek Esther genoem nie, plaas hy vir Esther op die regte tyd, op die regte plek. God sê ook vir jou dat hy jou voorberei vir 'n tyd soos hierdie. Moenie bang wees om deur die deur te stap waarvoor God jou voorberei het nie. God sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou en ek help jou. Die Samaritaanse vrou, die deur van transformasie. Hierdie vrou was letterlik die plakkaat van hoe mens nie moet lewe en met wie gelowiges nie moes meng. 'n Vrou met 'n negatiewe konnotasie wat as te ware 'n brandmerk van sonde en skuld gedra het en nooit as enige iets anders as sleg bekend gestaan het. 'n Samaritaanse vrou wat deur Jode verafskuw is. 'n oorspellige vrou met 'n paarmens. Daarom kies sy die warmste deel van die dag om water by die put te gaan skep. 'n tyd waar daar niemand by hierdie put sou wees nie. Maar Jesus wag haar in en praat met haar ten spyte daarvan dat sy aksies alle en elke sosiale en geloofsrigting oortree. Jesus sluit haar nie uit nie. Hy kyk haar nie mis nie. Hierdie vrou is 'n plakkaat van ons opdrag om almal, ongeag ras, kleur, geslag, klas, kultuur, geloof of verlede te omarm. Dit maak ook nie saak wie of wat jy is nie. Jesus kom altyd eerste by jou. Sit en bring verandering. Rut, die deur van getrouheid. Rut, die Moabitiese meisie, wat kies om saam met haar skoonma Naomi terug te keer na Bethlehem, in 'n vreemde land. Rut sê die bekende woorde, moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Sy kies om saam met Naomi te gaan, ten spyte van onsekerhede. Nêrens lees ons dat Rut een of ander uitstaande karaktertrek, soos skoonheid of besondere talent gehad het nie. Sy was 'n gewone vrou. Al is Rut nederig
is sy nie swak en passief nie. Sy is bereid om te leer, te groei en ander te dien. Haar nederigheid het deure oopgemaak vir nuwe geleenthede en verhoudings. By haar leer ons loyale liefde, nie net teenoor Naomi nie, maar sy kies God. En omdat sy hom kies, maak God haar begeertes tot in die fynste besonderhede waar. Geloof is wat ons help om verby ons huidige omstandighede te kyk en te vertrou dat God 'n groter plan met ons lewens het. Deur nederigheid, harde werk en geloof kan ons berge versit en 'n blywende impak op die wêreld hê. Maria, die deur van 'n onverwagte roeping. Maria was bereid om as jong meisie die ernstige verantwoordelikheid te aanvaar. Sy het die skrif baie goed geken. Daar word geskat dat sy, toe sy haar roeping ontvang het, sowat 20 keer uit die skrif aangehaal het in die gedeelte in Lukas 1. Daarom kon sy met oortuiging aan die engel sê, laat met my gebeur soos u gesê het. Voel jy oorweldig deur onverwagte uitdagings of verantwoordelikhede? Raak jy ook al verbitterd en blameer God as dinge moeilik raak? Maria het, terwyl al die dinge met haar gebeur het, sê die Bybel, die woorde in haar hart bewaar en daaroor gepeins of nagedink en krag daaruit geput. En toe Maria voor haar moeilikste uitdaging te staan kom, om haar geliefde seun 'n pynlike dood te sien sterf, staan daar dat sy en die disippels volhard het in die gebed. As jy hierdie deur moet stap, weet dat God elke tree met jou gee. Die heel bekendste psalm in die Bybel is ons op Psalm 23. En Psalm 23 eindig ook by met 'n deur wat uitnooi en sê die Here se begeerte is dat jy moet kom en dat hy saam met jou feesmaal wil vier. Nou vriende, ek weet nie waar jy vanmôre staan in jou verhouding met die Here nie. Ek weet nie waar jy staan met jou verhouding tot die lewe nie. Dalk is jy opgewonde. Dalk is jy moedeloos, dalk is jy bang. Dalk is jy sommer net op 'n plek wat jy nie eintlik weet waar jy is nie. Jy besef net jy wil nie daar wees nie. Maar die Here sê, ek is in elk geval by jou. My begeerte is om met jou 'n maaltyd, 'n feesmaal te vier. Dink sommer aan Openbaring 3 vers 20, nee, wat is daai mooi gedeelte? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As jy die deur oopmaak, gaan ek inkom en ons gaan saam fees vier. Ander mooi gedeelte wat vir my ook laat dink aan 'n deur is Johannes 14 vers 6, wat sê Jesus sê hy gaan weg en dan sê sy disippels hom, maar ons weet nie waar jy nie gaan nie, ons weet nie hoe om by jy uit te kom nie. Dan sê hy, ek is die weg, ek is die deur, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Vriende, ons is so onsaglik bevoorreg om te kan weet, daar is deure. En partykeer is ons moedeloos, en partykeer is ons bang, partykeer is dit nie lekker nie. Maar die een wat die deur help oopmaak, is ons Vader, ons broer Jesus Christus, en die Gees van God wat vir ons begelei. Al is ons nie altyd so lekker nie, God bly altyd die een wat getrou is. Dalk staan jy voor 'n nuwe seisoen, voor 'n nuwe geleentheid, voor 'n nuwe uitdaging. Dalk is daar 'n deur wat die Here vir jou vra dat jy selfs moet sluit en moet aangaan. Die Here begelei ons deur elke deur. God weet van deure nou en môre en oormôre in ons lewens. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dit is vir ons baie keer moeilik om te aanvaar dat daar deure in ons lewens is. Deure waarvoor ons baie keer bang is. Deure wat ons baie keer opgewonde maak en dan dink ons ook nie so lekker nie. Maar as ons terugkyk na al die geleenthede waar ons al deur deure moes gaan in ons lewe, dan weet ons een ding. Ons was nie alleen nie. Ons is gelei deur u woord. Ons is gelei deur die as Gees en u Jesus het vir ons ingetree by die Vader.
En nou is ons gebed vanmôre net saam met die vroue, Here, dat ons ook sal kan sê, as ons deur die deur is, selfs die onmoontlike maak U vir ons moontlik, Here. En daarvoor buig ons voor U en aanbid ons vir U. Amen.